Vandag vertel ek julle 'n Bybelolie storie. My tema is Heilige Fondasie, Holy Foundation. My pad na olie. Ek wil julle graag net gou 'n bietjie agtergrond gee van hoe het ek hier gekom. Danksy my vorige egskeiding moes ek hele nuwe lewe van scratch af begin het en 'n nuwe lewe met Jesus begin loop het. Weens my verlede, agtergrond en kennis en ondervinding weet ek het 'n healing calling. Nou daardie healing calling het ek op my eie probeer doen en dit het nie gewerk nie. Nou moet ek liewe Jesus se pad volg, maar ek moet my Bybel lees. Maar ek sukkel om my Bybel te lees want dit is 'n dooie geskiedenisboek. So op ons vrouekamp Februarie, die van julle wat saam met my daar was, het Laurentia genoem van Dr. Eunice van der Merwe wat olies van die Bybel kursusse aanbied. En dit het dadelik my belangstelling geprikkel. Maar ook op die kamp het ons 'n unieke reuk gehad in die saal en rondom die swembad. Dis 'n unieke skerp roosreuk. Dit was nie iemand se parfuum wat omgeval het of iets wat gebreek het nie, maar almal het daai unieke skerp roosreuk herken. En 'n week na die vrouekamp sit ek op my bed in die kamer met my laptop en ek kyk na Eunice se website oor haar olies. En ek kry weer daai spesifieke skerp roosreuk in my kamer. En toe weet ek, hierdie Anointing Oils of the Bible kursus is meant to be vir my. As ons gaan kyk na olies en salwing met olies, staan ons voor twee deure. Ek wil julle graag nooi om 'n nuwe deur oop te maak en die verhouding met God en die rykdom wat hy vir ons bied te ontdek. En asseblief nie te kyk na oudtydse reëls en religions wat sê jy mag nie en jy moenie. Ek is op 'n nuwe ontdekkingsreis en ek leer baie oor olies van die Bybel. En ek wil julle graag die rykdom van hierdie olieskatte met julle deel. Dr. Eunice van der Merwe is al 25 jaar in die bediening met olies van die Bybel. Haar eerste boek, Medisyne vir jou siel, word in 2008 geskryf. In 2020 doen sy haar PhD in bestuur en dit word saamgevat in haar boek Prophetic Wellness. In 2024 kry sy die opdrag van die Here om 'n opleidingsskool te begin en sy stig The School of the Anointing en haar Oils of the Bible manual word gedruk. Haar kursus is meer as net bome, plante, olies van die Bybel en waar lees ons dit? Dit gaan oor die profetiese betekenis. Dit gaan oor die wetenskaplike navorsing van die olies, die frekwensie van olies, die uitwerking op jou brein en jou liggaam en die healing daarvan. Sy meng ook haar eie olies, alles onder leiding en opdrag van God en die Heilige Gees. Ek is tans besig met haar jaarkursus. En vandag se Bybelolie storie is my kennis en studie waarmee ek besig is. En ek wil julle graag meer vertel en teach oor die olies en die salwing en alles rondom dit. Elke teaching sal 'n gedeelte uit die Bybel behandel en bespreek en dan sal ek ook julle meer leer van daardie spesifieke olies. Ek wil graag die salwing met olies deel maak van my teaching. So ek het 2 botteltjies olie hierso van Eunice olie. Dit is die Holy Oil. Ek gaan dit omstuur. Maak die botteltjie is oop. Druk 'n paar druppeltjies op jou hand. Dit is 'n olie, so hy is dik. So druk 'n paar druppeltjies op jou hand. Vryf dit, ruik dit. En dan salf jy jouself hoever jy wil. Jou gesig, jou ore, jou hande, jou mond, jou hande, net soos wat jy wil. En word net 'n oomblik stil met jou eie salwing. Ek sal ook, as almal klaar hulle salwing het en olietjies het, sal ek ook 'n gebed doen. Hier's 2 botteltjies olie. Heidi, vir jou met die 2 kleintjies, het ek spesifiek, The Lord is my shepherd. Moet asseblief nie die 2 kleintjies met hierdie holy oil doen nie, doen die shepherd een vir hulle. Liewe Jesus, dankie vir vandag.
die mense, die olie en die teaching. Maak asseblief elkeen van ons se harte oop. Leer ons opnuut u werke en wys ons die pad van salwing. Maak vir ons 'n nuwe deur oop, sodat ons 'n nuwe verhouding met u kan bou en u rykdom van olies kan ervaar. Dankie liewe Jesus vir u salwing oor elkeen van ons. Mag ons almal in liggaam, siel en gees vernuwe wees. Amen. So vandag se Bybel storie is net die fondasie wat ek by julle wil skep en dit gaan oor die creation en ownership. Creation in Exodus 20 vers 22 tot 31 uit die Amplified, ek lees vir julle. Moreover, the Lord said to Moses, take for yourself the best spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, 250 of sweet-scented cinnamon, and 250 of fragrant cane, and 500 shekels of cinnamon blossom, according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. You shall make of these a holy anointing oil, a perfume mixture, the work of a perfumer. It shall be a sacred anointing oil. You shall anoint the tent of the meeting with it, and the ark of the testimony, and the table for the bread, and all its utensils, and the lampstand and its utensils, and the altar of incense, and the altar of burnt offerings with all its utensils, and the basin for cleansing, and its base. You shall consecrate them, that they be most holy. Whatever touches them must be holy, set apart for God. You shall anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may serve as priests to me. You shall say to the Israelites, this shall be a holy and sacred anointing oil to me alone throughout your generations. So wat lees ons hier en wat beteken dit? The Lord said to Moses, so dis 'n opdrag. Shall be a sacred anointing oil, maak 'n spesiale mengsel. Shall anoint the tent of the meeting with it, and salf fisiese plekke en items. Shall anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they may serve as priests to me. Dit beteken salf ook mense en ons moet priesters wees vir hom. It shall be a holy and sacred anointing oil. Die mengsel kry 'n naam en 'n betekenis. Throughout your generations, ons moet aangaan met die salwingsaksie. So kort en kragtig in Exodus lees ons, reeds in die begin, kry ons die instelling en die opdrag van die salwing en salwing met olies. In Psalm 1 vers 1 lees ons, the earth is the Lord's and the fullness of it, the world and those who dwell in it. So die aarde en alles daarop, die wêreld en alles wat daar woon, alles behoort aan die Here. So die olie kom van plante en bome af en is deel van God se creation. Romeine 11 vers 36. For from him all things originate, and through him all things live and exist, and to him all things are directed. To him be the glory and honor forever. Amen. So uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid. So die olie en die gebruik van olie is tot eer van sy naam. So as ons net die creation kan opsom, wat leer ons hierso? God het die plante en die bome gemaak en dit geseën, en die olie kom van die plante af. Hy het die salwing ingestel. Hy het opdrag gegee, ons moet priesters vir hom wees. En ons moet aangaan met die salwingsaksie. Maar ons moet onthou, die salwingsaksie is tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons kyk na die fondasie van ownership. God het die salwing met olie gemaak en ingestel, maar hy het ook die ownership oorgedra na jou toe. 1 Johannes 2 vers 20.
But you have an anointing from the Holy One. You have been set apart, specially gifted and prepared by the Holy Spirit. And all of you know the truth because He teaches us, illuminates our minds, and guards us from error. So Jesus wat self heilig is, het jou gesalf met die Heilige Gees. En Hy sal jou leer en wys maak. Zachariah 4 verse 6. And then he said to me, this continuous supply of oil is the word of the Lord to Zerubbabel, prince of Judah, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, of whom the oil is a symbol, says the Lord of hosts. This continuous supply of oil beteken, ons moet aangaan met die olie, en ons moet aangaan met salwing. By the Holy Spirit, of whom the oil is a symbol. So die olie is eintlik 'n simbool van die Heilige Gees. In Openbaring 1 vers 6 lees ons ook ons is priesters. Hy bevestig dit vir ons. En ons laat deel in sy koninklike regering, aan hom wat ons priesters vir God, sy Vader, gemaak het. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en altyd. Amen. So ons is sy priesters, so ons kan aangaan. Exodus 30 het God nie net in Exodus 30 het God al impliseer, hy dra die ownership oor na ons toe. Throughout your generations, bevestig weer, ons moet aangaan met die salwing. Psalm 24 vers 7, die Passion Translation is vir my baie mooi. So wake up, you living gateways. Lift your heads, your doorways of eternity. Welcome the King of glory. For he is about to come through you. So God werk deur jou. God het jou gesalf met die Heilige Gees. En God werk deur jou. Amen. Romeine 11 vers 36 gaan nie net oor die creation nie, maar dit sluit ook aan by die ownership. Uit hom, deur hom en tot hom, aan hom behoort die heerlikheid. Amen. So as ons ownership kan opsom, wat leer ons hier? God is heilig, hy salf jou met die Heilige Gees, wat 'n simbool is van die olie. Ons is sy priesters. Ons moet aangaan met die salwingsaksie. Die Heilige Gees werk deur my en my olieaksie is tot sy eer. En hy sal my leer deur sy Gees. En 1 Johannes 2 vers 20 sê dit so mooi, hy sal my leer deur sy Gees. So ons almal ken 1 Petrus 2 vers 9, you are royal, you are holy, you are chosen. Maar het jy geweet, die vers sê eintlik baie meer as dit. Dis die hele salwing met olie opgesom. Kyk bietjie mooi. Wow. But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a special people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. You are chosen, royal, consecrated nation. Jy is gesalfd, jy is special, jy is syne. So that you may proclaim the excellencies of him. So jy moet aangaan om die woord te verkondig, maar jy moet ook aangaan met die salwing en salwing met olie. Dis presies soos wat ons in Exodus 30 gelees het. Of him who called you out of darkness into your light. Jy is geroep. Hy het jou gemaak uit stof en jou geseën. Hy het jou geseën met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is soos olie in 'n lamp. So jou Heilige Gees in jou liggaam is olie in jou lampie. Laat jou lampie skyn. Dis waar ons praat van laat jou lig skyn. Dis die Heilige Gees in jou wat deur jou moet gaan. So dis hoekom Psalm 24 vers 7 se Passion Translation vir my so mooi is. You are a living gateway. God skyn deur jou.
salf met olie basics. Laat die Heilige Gees, onthou ons salf vanuit 'n verhouding met hom en sy rykdom wat hy ons bied. Daar's nie reëls en regulasies nie. So laat die Heilige Gees jou lei. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Moenie worry oor 'n spesifieke olies nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Maak salwing met olie weer alledaags. En salwing met olie moet gepaard gaan met gebed. Ja, die olies het profetiese betekenisse en die aksie het 'n profetiese betekenis. Maar dit gaan oor gehoorsaamheid. Ek het nou wel met my kursus al 'n paar olies aangekoop en ek leer waaroor dit gaan. Maar as jy opdrag kry om iemand te salf en jy het nie 'n spesifieke salfolie nie. Jy het olyfolie in die kombuis. Jy het babaolie in die badkamer. Jy het Q20 in die garage. Dit gaan net oor gehoorsaamheid. So salf nog steeds iemand al kry jy die opdrag. En as jy gelei word om iets spesifieke olie te vat, doen dit. Want liewe Jesus werk deur jou en jy weet dalk nie hoekom nie, maar daar's 'n rede. En hier kan ek my eie testimonial gee. Waar's Nastasia? Daar's jy. Hier kan ek my eie testimonial gee. Nastasia se ma Tannie Bets het geval, sy was in die hospitaal en toe in step-down gewees. En ek kry die opdrag om Tannie Bets te gaan salf. Nou omdat ek reeds 'n paar olies het ek gesê, ek wil nie saal toe gaan en daar met my boksie olie staan en wat die olie nou en nie. Ek het voor die tyd vir liewe Jesus gevra, liewe Jesus, met watter olie moet ek Tannie Bets salf? En ek kry henna en hyssop, maar vat vir sheltered saam. Toe dog ek, het ek nou nie die boodskap mooi gehoor nie? Hoekom is dit 2 olies? Is dit nou henna en hyssop of is dit nou sheltered? En ek vra weer, liewe Jesus, waarmee moet ek Tannie Bets salf? Henna en hyssop, maar vat sheltered saam. Ek is reg. Kom by Tannie Bets in die saal. En Natasha vertel vir my die storie. Ek het nie geweet Tannie Bets het gesukkel met bloedarmoede nie. Waarmee moes ek haar salf? Henna. Henna is die profeties vir die bloed van Jesus. Ek het nie geweet Tannie Bets het gesukkel met haar asemhaling nie. Waarmee moes ek haar salf? Hyssop. Hyssop is profeties vir verligting van die longe. So ek het geweet want ek het die olie geleer, maar op daai oomblik het ek nie geweet hoekom nie, ek het dit net saamgevat. So dis my, wow, toe jy dit vir my sê, toe dog ek, dankie Here. Dit is so wonderlik, die profetiese boodskap daar agter. En eers nadat ek Tannie Bets gesalf het, toe kry ek die opdrag, salf vir Lariska en Natasha met sheltered. Sheltered is Psalm 91 vers 1. Vind vertroosting in hom. So, dis nie ek wat verkeerd gehoor het nie, ek het dit net saamgevat, ek het nie geweet hoe, wat, waar nie. Maar eers toe ek het klaar gekry, toe kry ek die opdrag om julle twee te salf. So dit gaan net oor gehoorsaamheid. En kyk hoe gepas het die olie by die omstandighede en by die mense ingepas. En die belewenis was so mooi. En dis hoekom ek net sê, dankie liewe Jesus vir hierdie rykdom wat ek nou leer en wat ek met ander mense kan deel. Wat is 'n anointing oil? 'n Anointing oil is 'n essensiële olie wat gemeng is in 'n olyfolie. Essential oil is the essence van die plant, so dis die olie of die sap. It comes from the root, the branch, the leaf or the flower. There's a certain process of extraction and every plant or oil is different. En essensiële olies is hoogs gekonsentreerd. So jy moet hom meng in 'n carrier oil, gewoonlik in olyfolie. The mixing of oil is an art and a skill. Do not attempt without knowledge and God's guidance. Ja, elke olie het spesifieke eienskappe en dinge. Dis nie net 1 eier, 1 brood, 1 meel, 1 water maak vir jou 'n broodjie nie. Verskillende olies het verskillende eienskappe, so jy moet die tegniese kennis hê hoe om olies te meng. Maar dis ook nie 'n kwessie van as jy nou die kennis het, dat jy dit wel Jesus se olies kan meng nie.
gaan nog steeds volgens sy guidance. En Eunice is vir ons daar 'n groot voorbeeld waar sy vir 5 jaar eers net die mirreolie boodskap uitgebring het, voordat sy vir die eerste keer haar eie mirreolie kon meng. En die keer wat sy dit wel probeer meng het, wat sy gedink het, ek nie, maar she's got this, sy kan dit doen. Tot haar olie heeltemal 'n flop uitgekom en dit nie eers gelyk of geryk soos die regte olie en sê nee, okay, nou verstaan ek, it's not meant to be. So wees onder guidance van Jesus. God is in the detail. Ja, daar's 'n profetiese boodskap in die olie en ook in die aksie. In die Bybel was daar verskillende gebruike om konings te salf, healings, feeste, skoonheid en in lampe. Elke olie het fisiese eienskappe van whatever plant, boom of blom dit kom en hoe, waar en wanneer die plant groei en hoe dit ekstrakt is. Elke olie het 'n frekwensie wat werk op jou brein en jou liggaam. Elke olie het verskillende molekulêre eienskappe wat werk op jou selle van jou liggaam. En elke olie het 'n reuk. Jou reuk beïnvloed jou emosie. Jou emosie beïnvloed hoe jy optree. So daar's detail. God het nie net die olie gemaak en die salwing ingestel nie, maar hy het dit met detail gedoen. According to science, all essential oils carry electrical charges, usually electrons or negative ions, which are healing and healthful. They are also energetic, generating nanovolts of electricity at megahertz frequencies. Essential oils range from 52 to 320 megahertz. En hulle het studies gedoen op essensiële olie en agtergekom maar die frekwensies wissel die heeltyd. En hoekom is dit? Dit is dan veronderstel om konstant dieselfde wees. Toe kom hulle agter maar negatiewe emosies waarmee jy besig is om te dink en te doen terwyl jy met daai olie werk, het die frekwensie van die olie verlaag. Met ander woorde, dit het hom slegter gemaak. Toe toets hulle, okay, positiewe gedagtes en thoughts waarmee hulle besig is terwyl hulle die olie werk. Toe sien hulle maar dit reis die frekwensie by 10 megahertz. Sê hulle, okay, kom ons doen 'n studie met gebed. Hulle werk met die olies en elke keer saam met gebed reis jy die olie se frekwensie met tot 15%. So dis hoekom gebed of seënwense saam met 'n salwingolie baie belangrik is, want you amplify the whole action. Dr. Stewart het studies oor olies van die Bybel gedoen, spesifiek, en hy het 'n boek geskryf. The healing oils of the Bible consist of 3 main molecular components, unique to each plant from which they harvested. Phenols, monoterpenes and sesquiterpenes. Phenols, volgens wetenskap, has the ability to scrub your cell's receptor areas. Monoterpenes help correct mismatches and breakages in your cellular DNA. Sesquiterpenes help to delete incorrect cellular signals. So selfs in die kleinste komponent van essensiële olie is God in die detail, restoring your cells to God's original factory settings. God is verder in die detail. 1 druppel essensiële olie het 40 miljoen triljoen molekules. In jou liggaam het jy 100 triljoen selle. So 1 druppel essensiële olie kan elke sel in jou liggaam affekteer. Dit is so dun en dit is so klein, dit gaan jou hele liggaam, elke liewe selletjie kan dit affekteer. How oil moves through the body. Within 20 seconds, molecules reach the brain. Within 2 minutes, molecules are found in the bloodstream. Within 20 minutes, it has affected every cell in your body. Toe ons begin het om mekaar te salf, ek het hom begin
Heidi, toe jy ingekom het, ontstaan oor meer as 20 minute. So almal voor dit, jy is al reeds in 20 minute wat jy self gesalf het. Wat Jesus se salwingsolie en essensiële olie daarin, elke liggaam in jou sel al verander het en verbeter het. So waarmee het ons onsself vanoggend gesalf? Die holy oil, soos in Exodus 30. Dit bestaan uit mirre, kaneel, kalmoes, kassie en olyf. So van die bestanddele kan sensitief wees vir kleintjies, en dis hoekom veral kaneel, dit mag dalk 'n velirritasie hê, veral babetjies en kleintjies, so ek het veilig gespeel en vir jou die shelter gegee vir die kleintjies. Net laat 'n mens weet, dit was die rede gewees. Kaneel spesifiek. So, kom ons gaan kyk na die profetiese betekenis agter elke essensiële olie. Mirre is about healing. Cinnamon is about holiness, integrity, walk in truth. Calamus is about salvation. Cassia, humility. Olive oil, the Holy Spirit or unity. So the overall prophetic meaning is holiness and priesthood. God is in die detail. Kom ons kyk na die terapeutiese eienskappe van die olies. Healing, anti-inflammatory, immune, skin oral calming. En ek lees dit want ek het 'n spesifieke rede. Antimicrobial, digestive support, pain relief, stress and fatigue. Nervous system, cognitive support, digestive support, respiratory health, pain relief, antimicrobial. Circulatory stimulant, antimicrobial, digestive support, pain relief, respiratory support, mental and emotional support, skin, hair and scalp care, wound and burn care, spiritual practice. Nou as jy dink, God het hierdie holy oil gemaak in die tyd van die tabernakel in die woestyn. Dit was haglike, rowwe omstandighede. Die priesters moes hulle self elke dag salf met die holy oil. Hulle moes elke dag brandoffers doen, so dis baie onhygiëniese omstandighede. So as jy kyk na die holy oil in detail, hoe hy dit gemaak het, dis actually a all-in-one protection and care. So watter gedeelte van God is in the detail verstaan jy nog? Selfs in die oeroue tyd, daai tyd, het hy vir sy mense gesorg. Vernuwe jouself. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 in die Nuwe Lewende Vertaling. Mag die God van vrede julle volkome aan hom toewy. Ja, mag God julle so bewaar, dat julle na gees, siel en liggaam volkome vlekkeloos sal wees, wanneer Here Jesus Christus terugkom. So salwing met olie genees. Dit genees die liggaam, dis wetenskaplik bewys. Dit genees die siel, want jou siel is wat jy dink, doen en voel. Die essensiële olies het 'n reuk. Reuk beïnvloed jou emosie. Emosie beïnvloed hoe jy dink, doen en voel. En die gees, jou gees, is die Heilige Gees in jou. So, jy met jou salwing, versterk jy die Heilige Gees in jou. Jy versterk jou verhouding met God. Salwing met olie maak jou op 'n geestelike vlak sterker en gesonder. Dis 'n geeslampie toppa. God het die salwing met olie gemaak om jou in geheel en al gesond te maak en te vernuwe. Hy seën jou met die Heilige Gees, jy seën jou met olie. So dis 'n continuous flow van doen jou olie toppa. Laat die Heilige Gees en die Here deur jou werk en deur jou lei. Dis wat ons gelees het in Sagaria 4 vers 6. This continuous supply of oil. Hy het jou nie net gesalf met die Heilige Gees en nou hou dit daarop nie. Jy moet aanhou om jou lampie vol te maak. Dis 'n geeslampie top-up. Vernuwe en top jou up self. Not by power, not by might, but by His Spirit. Hierdie was nou net die grondslagsfase van salwing met olie, creation en ownership. Ek glo en vertrou, hulle gaan verder saam met my die pad van olie en sy rykdom leer, want daar's nog baie olie stories wat kom.
Hierdie is net 'n voorbeeld van single oils en blended oils, soos wat dit voorkom in die Bybel en wat ons kan bespreek en aanwerk. En elke olie het 'n storie en ek wil dit graag in die toekoms met julle deel. Dankie.